Goeiedag kykers, dankie dat u saam met ons inskakel hier en kyk na ons bespreking, waar ons praat oor godsdienst en die koerante, wat die verskillende onderwerpe die afgelope ruk verskyn het in die media en in die koerante. Ons saai uit op Homebase TV vanuit die Kaap, en as jy Homebase wil opvang, jy tik net in, op die selfoon of op die rekenaar, homebasetv.org, dan sal dit opkom 24 ure dag. Of jy kan natuurlik hierdie program kry op WhatsApp of YouTube of wat ook al. So Bous, vandag het ons weer eens Regard. Baie dankie dat jy is Regard. Dag sê hoe gaan dit? Ja, nee, ek so tussen die boom en die bas, ek leef nog, my knie is styf, ek leef nou met 'n stywe knie, daarom nie pyn nie. Het daarom nog 'n knie? Ja, en 'n been, hulle sê dit neem tot 6 maande of 'n jaar, party sê 2 jaar, dat jy kan regkom na so 'n knie. Kom ons hoop, is nie so lank nie om. Ja. Kom ons hoop, dit is kort. Ek probeer my bes. Waar begin ons vandag? Ons begin vandag by 'n baie interessante onderwerp wat vir my nogal baie fascinerend is. En vir 'n verandering is dit nie oor die NG Kerk nie. Die NG Kerk maak, soos hulle Engels sê, dit maak baie golwe, met al sy synodes, Nou ja, ons praat vandag oor GKSA. Wat het die idee, wat is GKSA? Dit is mos die gereformeerde kerk. Ja, die SA is Suid-Afrika, dis nie GMSA nie, GM is General Motors South Africa. Gereformeerde kerk in Suid-Afrika. En dat gaan oor GSK en VIDA. VIDA? Weet jy wat is VIDA? Ek weet jy kry 'n VIDA koffie om. 'n VIDA koffie? Ja, soos 'n VIDA kafee. Dit is mos die koffieplek. Dis nou nogal insiggewend, ja, in baie kerke is dit 'n groot twistpunt of jy koffie moet bedien in die kerk en 'n koffiekroeg bedien of nie. Nou, baie gemeentes het na die erediens in die saal of wat ook al sal hulle daar so saam sit en gesels en koffie drink. Dit is redelik oukei, maar waar hulle in die kerkgebou reg nou, ek weet dit veroorsaak twis in heel wat gemeentes van heel wat verskillende kerke. Ja, ek weet van verskeie plekke wat hulle sulke tipe goed het, maar dit is meer vir uitreike en soos vir evangelisasie, waar hulle byvoorbeeld versekerde so sentrums, die plekke het waar hulle kerk hou, wat oop is vir die gemeenskap, die mense kan instap en weet kom, en dan is daar nou iets te drinke en te ete en so voort, en dan gesels hulle met die mense, maar dit is meer vir evangelisasie, om uit te reik na die mense daar buite. Maar wat dit binne die kerk is, dan is dit 'n bietjie vir my, ek weet nie, jy fokuspunt is nie dat ek nou daar gaan om myself te geniet nie, maar ek moet gaan om God te aanbid. Ja. So dit is die fokus af, Ja, dit trek ons fokus 'n bietjie af, in my opinie. Ja, nee, dit is so. Hou dit by die kant, ja. Nou, jy het baie mooi geraai, maar VIDA is nou die keer nie koffie. VIDA is vrou in die amp. Vrou in die amp. Ek gaan dit onthou. Ek gaan dit onthou. Nou, hierdie vrou in die amp is 'n kwessie wat alle kerke elke keer moet bietjie meer oor nadink, selfs die Katolieke kerk, daar's druk by hulle om vrouens in ampte te hê in die Katolieke kerk. Maar die paus met sy gesag sê, nee, wag, hulle het hulle plek daar, speel 'n groot rol, maak 'n groot bydrae, maar nie in die ampte van die kerk as sulks nie, jy verstaan. Nou hierdie berigte moet jy stadig lees, want jy sal vind die mens wat geskryf het hulle versigtig en gewigtig geskryf, want elke woord oorweeg, elke sin oorweeg daar, soos 'n mens kan kyk wat hulle sê daar, want dit het baie implikasies, baie betekenis, dit is eintlik 'n baie interessante en 'n belangrike kwessie hierso. Nou, hulle sê daar, GKSA, dis nou die gereformeerde kerk in Suid-Afrika, stel sy kerke voor keuse. En dit gaan heel bo in die linkerhoek, sê ek vrou en amp, so nou moet hulle keuse maak. Die gereformeerde kerk in Suid-Afrika het op die vergadering van sy algemene synode, wat op 5 Januarie begin het, besluit dat gemeentes wat nie hou by die synode besluit oor vroue in die amp, VIDA nie, neerkom op self losmaking van die kerk
verband. Soos as jy ouderlinge in jou gemeente het en jy behoort aan die gereformeerde kerk, dan beteken dit jy het jouself eintlik afgesny nou van die groep gereformeerde kerk en jy moet dit nou verlaat daarso. Daar het nou baie sterk standpunt ingeneem. Die besluit word in die amptelike dokumente van die GKSA uiteengesit en bevestig in 'n mediaverklaring wat gister uitgereik is. Dominee Piet Venter, dominee van die gereformeerde kerk, Potchefstroom-Oos, het aan die burger gesê, historiese gesproke, glo kerke uit die gereformeerde tradisie op grond van hul verstaan van die skrif, dat vroue nie in die ampte van predikant, ouderling of diaken mag dien nie. In 2000 is besluit dat vroue wel in die ampt van diaken mag dien, en in 2009 is 'n finale besluit geneem dat vroue nie in enige van die ampte mag dien nie, sê Venter. Sommige gemeentes het nie saamgestem nie en vroue as ouderlinge bevestig. Ja, nie almal het saamgegaan nie. Nou hierso gaan oor vroue in die ampt nou en die NG Kerk sê hulle gays in die ampt en daar is nou almal daarmee, maar selfs hierso is dit nou nie eensstemmigheid daar nie. Maar wat hy so sê, wat is interessant nie, op grond van hul verstaan van die skrif. Hulle vertrekpunt is, wat sê die skrif? Die woord. Verstaan hulle dit reg of nie? Maar nie almal verstaan dit dieselfde nie. Nie almal eers in die GKSA nie. En van die ander kerke nog maar daar laat, kan elkeen mos besluit wat hy wil. Nou sê, in 2023 se synode sitting is deputate aangewys om die synode in 2026 te adviseer oor wat om met die gemeentes te doen. Nou die gemeentes wat ouderlinge aanstel, wat hulle eintlik volgens die kerkbeleid nie mag doen nie. 2 verslae het toe voor die synode gedien, en 1 is goedgekeur. Die kerk het op grond van die skrif, onder meer 1 Korintiërs 14 en 1 Timoteus 2, besluit dat die vrou nie aan die leer en regeerampt kan dien nie, lei die goedgekeurde verslag. Nou net langs dan die blokkie, nou sê het, wat is die skrifgedeelte? Het is my altyd so goed as jy argument het, gee jou skrifgedeelte of mense saamstem of nie, maak nie saam. Ons het al baie van hierdie briewe gelees wat mense instuur en skryf in die koerant, en dan sê hulle die Bybel sê so en die Bybel sê so, maar hulle gee nooit die skrifgedeeltes nie. Ja, hulle dink die Bybel sê so, dat is eie dinge, maar die gevaar is as kerke dit doen, baie keer doen kerkgenootskappe dit sê, maar hulle verstaan die Bybel so en so, maar hulle gee nie Bybeltekst nie. Nou so staan het, kom ons lees daar, die skrifgedeelte is 1 Korintiërs 14, vers 34 en 35, dis nou die 83 vertaling, moet die vrouens ook in julle byeenkomste stil bly, want hulle word nie toegelaat om te praat nie, hulle moet onderdanig wees, soos die wet ook sê. As hulle iets te wete wil kom, moet hulle tuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir 'n vrou om in die erediens te praat. Interessant om te sien wat sê die 53 vertaling, 2020 vertaling, elkeen het so 'n bietjie verskil gestel. Dit is min of meer dieselfde. Ja, die beginsel. Wat ek baie keer wat duidelik hierso uitkom, is jy gaan sien wat gebeur het in daai tyd, in die sinagoges wat hulle was, die mans en die vrouens het nie by mekaar gesit nie. En wat baie keer wat gebeur het, is die vrouens het kommentaar gemaak. Heen en weer kommentaar gemaak in eredienstyd. As hulle miskien nou nie iets verstaan nie, of wat ook al, en dit het oneenheid gebring in die kerk, dat was chaos geweest, verstaan, so Paulus sê toe, nee, die vrouens moet stil bly, verstaan, so dit beteken nie, dat as daar Bybelstudie gehou word, die vrou mag niks sê nie, verstaan wat ek bedoel, so die Bybel, dis nie dat die vrouens mag niks doen nie, of hulle moet heeltemal stil bly, dit is nie wat die so sê nie, maar, daar moet orde wees, en God het vir ons 'n struktuur gegee, van orde, en eenheid, en wat is hierdie struktuur, so dit is baie belangrik om na te kyk. En die volgende gedeelte is 1 Timoteus 2 vers 11 tot 14. En dit sê, 'n vrou moet in die erediens stil en onderdanig wees en haar laat leer. Ek laat haar nie toe om daar onderrig te gee of oor die man gesag uit te oefen nie. Sy moet stil wees. Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna. Dit is ook nie Adam wat verlei is nie, dit is die vrou wat haar laat verlei het en die gebod oortree het. Ok, dan gaan hy aan die so sê, indien 'n tolerante of akkommoderende ruimhuisbenadering aanvaar word,
Nou, dis natuurlik wat die NG Kerk doen. Hulle aanvaar die ruimhuisbenadering met alles te maar die gereformeerde kerk nie. Waar volgens sommige kerke wel vroue as ouderlinge en predikante kan bevestig, word die waarheid eenkant geskuif. Interessant, nee, nou sien die waarheid, die Bybel word eenkant geskuif dan. En kan elkeen doen soos wat hy dink die waarheid is aan die hand van die skrif, lei die verslag. En dit is die probleem daar. Die bedoeling was om kerke wat nie by die synode besluit hou nie, tot orde te roep, sê Venter. Die synode roep kerke wat hulle nie aan die synode besluit insake wie daar hou nie, op om die eenheid in die kerkverband te soek en te beleef, bepaal die GKSA se besluit. Dit gaan noodwendig daartoe lei dat daar kerkskering sal plaasvind. Check daarin, hè? Ja. Soos hulle verwag die moontlikheid van kerkskering, soos hulle neem die besluit, alhoewel dat kerkskering mag plaasvind, soos is 'n baie ernstige besluit en ding hierdie. Dit is 'n baie hartseer stand van sake en 'n mens sal moet sien hoe dit in die praktyk uitloop, sê Venter. Venter voeg by dat hy wel sy mening gedeel het en nie die amptelike mening van die GKSA nie. Die GKSA het betrokke kerke 'n jaar gegee om al besluit om vroue in die ouderling ampt te bevestig terug te trek en die daad reg te stel die vroue wat wel in die ampt bevestig is, losmaking te gee, lei die dokument waarin die besluit uiteengesit is. Nou moet hulle daardie vroue losmaak. Wel, dis daarom goed dat hulle 'n jaar gegee het. Ja, Dis is hoe hulle sê, hoor jy, hulle het 'n week en nee, onmiddellik nie, Ja. stop die ding onmiddellik nie. En dit gee ook tyd dat sekere mense wat miskien nie lekker sal verstaan nie, om vir hulle te kan verduidelik en so voort. Ja. So dit, Ja. daarom goed dat hulle 'n jaar gegee het. Indien gemeentes voortgaan om vroue as ouderlinge te bevestig, maak die kerk haarself los van die GKSA as kerklike gemeenskap. Bogenoemde besluit en oproep kom uit 'n diep besef van ons gesamentlike roeping voor die Here. Christus regeer sy kerk deur sy woord en gees en hy roep ons tot gehoorsaamheid. Ek is altyd so bly as ek daai woordjie gehoorsaamheid hoor, want die kerke en die lidmate veral wil nie meer gehoorsaam wees nie. Hulle maak hulle eie rigtings, bepaal eie wet en dinge. Soos die vertrekpunt is gehoorsaamheid. Ook wanneer dit vir ons moeilik is of teen die tydsgees indrys, lei die verklaring van die gereformeerde kerk. En dis my 'n baie mooi verklaring daar, dat ons moet gehoorsaam wees, al is dit moeilik, of al dryf dit teen die tydsgees van die tyd. Ja, Want want dit is nie die inding vandag nie. dis die inding, dat alles dryf teen die tydsgees en jy gaan met die tydsgees, né? Die GKSA doen 'n ernstige broederlike en liefdevolle beroep op alle kerkrade en lidmate om onsself voor die Here te ondersoek, sodat ons in ootmoed na die skrif luister en die besluite van die kerk eerbiedig. Soos die verhaal, jy moet na die skrif luister wat dit sê, maar ook kerklike gesag eerbiedig as die kerklike opset so besluit. Ja, wel, baie veel zeggen, wel, ek moet sê, ek respekteer 'n kerk wat op sy beginsel staan. Laat jy weet, dit is hoe daardie kerk glo. So As jy nou saamstem of nie, kan jy dit waardeer dat hulle nie saam in die wind rond beweeg. Ja, laat hulle staan vir iets. Dit is so. Hier het ons nou 'n brief van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. En dit sê so aan die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika: geagte kerkraad, broers en susters, die kerke worstel sedert 1988 met die vraagstuk rondom die diens van susters in ons kerke. Vanaf 88, so dit is lang al net, is 'n lang 40 tyd. jaar al, Ja. hulle kyk en hiermee stry en worstel en stoei. Meer spesifiek rondom die diens van ouderling en bedienaar van die woord. Synode 2009 het die volgende besluit geneem. Die vergadering besluit volgens die goedgekeurde aanbeveling dat vroue nie in die besondere dienste van die predikant en ouderlinge mag dien nie. Niettenstaande hierdie besluit het sommige gemeentes voortgegaan om vroue in die diens van ouderling te bevestig. Die binding aan ons besluite van synode, artikel 31, kom sodoende in gedrang.
Die noodwendige gevolg hiervan was en is dat daar groot spanning in die kerkverband ontstaan het. Synode 2023 het derhalwe aan studiedeputate die opdrag gegee om die kerke te lei oor wat gedoen behoort te word wanneer daar gemeentes is wat nie aan die voorgenoemde besluit hou nie. So, ons sien nou hierso dat daar wel kerke was wat nou voortgegaan het, al het hulle in 2009 nou daai besluit. En er is baie spanning veroorsaak daar, en jy moet eintlik nie gaan teen jou hoëre gesag in jou kerkgenootskap nie. Hulle sê nou hierso, die Algemene Synode van 2026 het die volgende besluit geneem. Die nie onderhouding van synodebesluite in sake vida kom neer op selflosmaking van die kerkverband. So dis baie duidelik, as jy die keuse maak dat jy nie gaan volg wat hulle gevra het of gesê het, dit is wat die kerk glo nie, dat jou aksies is dan Jy het jouself losgemaak en dit is die keuse wat jy gemaak het, lichaam nie. en dit is nou maar wat dit is. Kerke word opgeroep om hulle te bekeer en gehoorsaamheid aan Christus synodebesluite te handhaaf. Die synode roep kerke wat hulle nie aan die synodebesluit in sake vida hou nie, om op die eenheid in die kerkverband te soek en te beleef. Aan die betrokke kerke word 'n jaar tyd gegee, soos wat ons gesien het, om 'n besluit om vroue in die ouderlingsampt te bevestig terug te trek en met die daad reg te stel deur vroue wat wel in die ampt bevestig is, losmaking te gee. Klassisse het die verantwoordelikheid om hierdie betrokke kerke pastoraal by te staan. Indien 'n kerk in daardie tyd voortgegaan om nie by die synodebesluit te hou nie, word met droefheid deur die klasses aan die gemeentes in die GKSA gekonstateer dat daardie kerk ongehoorsaam aan Christus is en haarself van die GKSA as een kerklike gemeenskap losgemaak het. So dit is dan die keuse wat hulle gemaak het. So hulle raak ernstig, soos 'n baie ernstige sirkulêre daarin. Indien klasses in gebreke bly om dit te doen, sal die betrokke streeksynode die feit konstateer. Indien die betrokke streeksynode in gebreke bly om dit te doen, sal 'n volgende algemene synode dit doen. So, as hulle nog steeds deel van die kerk bly, maar nog steeds voortgaan met hulle keuse, dan gaan dit gaan En hulle het nie self onttrek nie, dat hulle afgesny word, afgekap word. Indien klassisse of streeksynodes advies benodig raak in die hantering van praktiese gevolge, byvoorbeeld eiendomme, versorging van finansies, staan dit hulle vry om deputate wat aangewys is, kan word te kontak. So die bogenoemde besluit en oproep kom uit 'n diep besef van ons gesamentlike roeping voor die Here. Christus regeer sy kerk deur sy woord en gees en hy roep ons tot gehoorsaamheid, ook wanneer dit vir ons moeilik is of teen die tydsgees indrys. En op hierdie punt, is baie interessant, is dat iemand het een keer verduidelik, dat as jy kyk deur geskiedenis, dan die standaard van die wêreld het gesak. Soos die wêreld daar buite, en selfs mense wat nie Christen is, daar was altyd 'n sekere standaard wat mense gehandhaaf het. Maar so met tyd het dit maar gesak en gesak en gesak. Vlakke, En, maar ons as Christene, en as die Christelike kerk, ons glo die kerk van Christus, ons standaard moet altyd dieselfde bly. Al sak die wêreld se standaard, al verander die wêreld, al is daar winde wat waai, moet ons altyd dieselfde bly. So dieselfde kerk wat was 2000 jaar terug, moet dieselfde wees nou. Maar dit is nie meer die geval nie. Dit is nie meer die geval nie. So dit is wat baie belangrik is. Daarom doen ons 'n ernstige broederlike en liefdevolle beroep op alle kerkrade en lidmate om hulle self voor Here te ondersoek, sodat ons in ootmoed aan die skrif luister en die besluite van die kerk eerbiedig. Die pad van eenheid en die waarheid vra dat ons mekaar nie net verdra nie, maar ook aanspreek en begelei. En dit is baie belangrik. Aanspreek en begelei en sê, dit is wat die Bybel sê, daar staan is, soos ons verstaan, pas daarbij aan. En hulle eenheid waarvan hulle praat, is nie 'n rymhuis nie, maar is 'n fondasie en dit is die waarheid. Ja. Sodat die band van vrede nie verbreek word nie. Mag die Here ons almal lei tot bekering waar dit nodig is, tot wysheid in ons optrede en tot 'n hernuide toewyding aan die eenheid en heiligheid van sy kerk tot eer van sy naam. Namens die synode, u broers in Christus, Dr. G.J. Meyer. So ja. Wel duidelik, nee? Wel duidelik. Hulle het die doekies omgedraai nie. Ja, ai. Nou ja, hier is nou 'n volgende berig. En die titel is Vroue in die amp, nee, vida. Doppers hou synode en dit het in Marula Media verskyn. En Marula Media begin nogal heel dikwels baie interessante berig te publiseer. Dis geskryf deur Joseph de Tooy. Nou, wat is Joseph de Tooy? Nou, dit sê so heel agter,
Josef Du Toit studeer journalistiek en politieke wetenskap by die Afrikaanse Protestantse Akademie. Ja, ek het al 'n paar keer met hom gekommunikeer al, hy is nie meer 'n jongerling, hy is nie 'n beginner nie, en hy het hier 'n baie goeie oorsig geskrywe van die situasie daar. Kom ons kyk wat hy sê. Hy sê die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, algemeen bekend as doppers, het onlangs saam in synode vergader. Omvangryke besluite is geneem, veral oor susters in die ampt van ouderling en predikant. Op grond van tekste soos 1 Timoteus 2, glo diegene wat buig onder die gesag van die Bybel. Dis nou interessant gestel, nee? Buig jy jou onder die gesag van die Bybel of nie? Almal behoort te buig onder die gesag van die Bybel, want die Bybel is 'n gesag, nee? Dat susters nie in kerklike leierskap mag dien nie. In hierdie skrifgedeelte word die rol van broers en susters in die kerk uitdruklik verbind aan die skepingsorde. Soos dit is wat die Bybel, Nuwe Testament sê, en dan nog die skepingsorde. En juist daarom word hierdie gebod verstaan as 'n nie tyd of kultuurgebonde nie, maar as deel van die altyd geldende morele wet. Ja, dis ook goed gestel. Sommige kerke glo mos die morele wet is afgeskaf, daar is nie meer wet, is net alles is genade, en jy kan carry on as you like daar, so dankie dat hy glo na altyd geldende morele wet. En dis nie tyd of kultuurgebonde nie. Baie mense kom en sê, maar daardie beskrywing in die Bybel, daardie is tydgebonde, nou is die tyd anderste. Of hulle sal net sê, dit was vir daai tyd. Dis vir daai tyd bedoel. Ja, dit is nie meer van ons toepassing nie, ons kultuur is anders, hulle kultuur is anders, ensovoorts, maar dit is nie hoe God werk nie. Die Bybel sê baie duidelik, dat God bly dieselfde, hy is gister, vandag, môre, God verander nie. Ja. En hy verwag dieselfde van ons. Presies. Dan sê dit gaan dus nie oor die Oud-testamentiese seremoniële wetgewing nie. Ek bly hy onderskei tussen die morele wet en die seremoniële wette. Baie belangrik. Ja, baie kerke wil dit nie doen Maar nie. die ding is, baie mense glo dat die morele wet was teen die kruis genaal. Ja, Toe Christus gekom het, dat hy weggedoen het met die morele wet. ja, Maar eintlik het Christus gekom om die seremoniële wette te vervul, te bevestig. verstaan, en dit te vervul. Ja, Verstaan, en hy het die morele wet kom bevestig, maar die seremoniële wette, die wette wat op die offerstelsels en al daai, het hy kom vervul, want hy is die ware lam. ja, ja. Verstaan, so, hy het nie gekom om die morele wet van God, die 10 gebooie, mee weg te doen. Ja, ja, soos ek bly, hulle staan nog by 10 gebooie, né? En jy sê dit, Oud-testamentiese seremoniële wetgewing nie, wat vooruitwys na Christus en deur Christus self vervul is, wat jy nou net al gesê het, met die instelling van die 2 sakramente van doop en nagmaal, wat terugwys na Christus. Ook die Oud-testamentiese burgerlike wetgewing is nie hier ter sprake nie. In die Ou Testament het die grense van die volk en die grense van die kerk saamgeval. 'n gegewe wat met die wyeer uitstorting van die Heilige Gees in die Nuwe Testament verander het, behalwe in sover daardie wetgewing rigsnoere van algemene regverdigheid bevat. Wyeer as die plaaslike, vergader gereformeerde kerkverbande veral binne 2 breë ekumeniese verenings, naamlik die meer vrysinnige ingestelde wêreldgemeenskap van die gereformeerde kerke, dit is die WCRC, né? Ja, ons het daarvan gepraat. Ja. Hulle is die wat nou weer saam Ja. gaan 'n pad stap met die Katolieke kerk ensovoorts. En die meer behoudende gerigte internasionale beraad van gereformeerde kerke, die ICRC. In laasgenoemde word die eerste stap van behoudende na vrysinnig dikwels verstaan as die oopstelling van kerklike ampte op 'n wyse wat die gesag van die skrif ondergeskik stel aan die tydgees. En daai is baie belangrik. Ons kan nie die woord van God onder die tydsgees stel nie, verstaan? Dit wat nou die inding is van vandag, dit wat nou wat meeste mense sien as, okay, dit is nou maar wat dit is. Ons kan nie die gesag van die skrif onder dit stel nie.
Maar kyk wat sê, dit is baie insiggewend, hy sê hierdie regsinnige ICRC, die behoudende ene, hulle siening is dat die eerste stap van behoud na vrysinnig, met ander woord van bybelgetrou na liberaal na onbybels, is die opstelling van die kerklike ampte aan dames, presies wat nie volgens die Bybel is nie. En daarna volg al die dinge, dan bring die dame, predikante baie keer in daar, dan druk hulle vir van Vida na Gida, druk hulle vir die gays daar, hulle druk vir haar borsie ensovoorts. Nou nie alle dame predikante doen dit nie, maar dit is baie opmerklik, veral oor see in Engeland en Amerika, laat baie dame predikante druk vir 'n baie meer liberale sting wat dan reg kry en die hele gemeente daar onderste boord draai daar. Dan gaan hy aan en sê, daar word telkens groot klem daarop gelê dat die onderskeie rolle wat Christus as koning van die kerk vir broers en susters in sy kerk bepaal het, geen minderwaardigheid van die een teenoor die ander aandui nie, maar eerder die verskillende en onmisbare aard van elkeen se roeping in Christus se kerk vertolk. Wanneer daar by die ewige skrif gehou word, ten spyte van die altyd wispelturige tydsgees. Daar moet jy pas op vir die tydsgees, hy is altyd wispelturig en nie standvastig nie. Susters in die ampt van predikant, alhoewel die GKSA oor verskeie synodes bevestig het dat kerke moet buig onder die skrifse inkleding van die ampte van ouderling en predikant, het dit ekumeniese eenheid behou met die 3 buitelandse kerkverbande wat susters as predikante aanvaar. Predikante uit hierdie kerkverbande kon gevolglik beroep word na plaaslike kerke in die GKSA. By die onlangse synode het die GKSA egter besluit om die ekumeniese eenheid met hierdie 3 kerkverbande te verbreek, naamlik die Nederlandse Gereformeerde Kerke, die Gereformeerde Kerke in Japan en die Christelike Gereformeerde Kerke in Noord-Amerika. Dit is te veel zeggen, soos hulle gee nie net daar so riglyne van die gemeentes nie, maar hulle verbreek ook kontak met ander liggame wat vroue in die ampt aanstel. Baie ernstig, nee, neem het ernstig op. Die GKSA het tot onlangse synode ook 'n memorandum van ekumeniese verhouding en samewerking gehad met die plaaslike Nederduitse Gereformeerde Kerk wat susters as predikante aanvaar en waarvan predikante ingevolge die memorandum by kerk in die GKSA mag preek. Hierdie memorandum is dus by die synode voorlopig herroep. Ja, soos die kansel ruil beginsel, daar is nou ook op die oomblik daarmee heen. Dan praat hy, susters in die ampt van ouderling. Sommige kerke in die Gereformeerde Kerk het, ondanks vorige synode besluite, susters as ouderlinge bevestig. 'n vorige synode besluit dat optrede teenoor hierdie kerke uitgestel word tot vanjaar se synode. Die kerk het nou besluit dat gemeenskappe wat susters as ouderling bevestig het, tot bekering opgeroep word in 'n tydperk van 12 maande gegee word om sulke ouderlinge van die ouderlingsampt los te maak. Indien dit nie gebeur nie, sal hierdie kerke deur die ander kerke in die kerkverband as buite die kerkverband beskou word, soos daar duidelik gemaak is in hulle sirkulêre brief daar, né? Die verklaring dat die kerke buite die kerkverband staan, moet op vergadering van naburige plaaslike kerke, bekend as 'n klassis, geskied of by versuim deur 'n weier-vergader van plaaslike kerke wat in die GKSA 'n streeksynode genoem word. Indien ook dit versuim word, word die plig oorgedra na die vergadering van die plaaslike kerke. Die algemene synode, wat elke 3 jaar plaasvind, wat die spertyd van 12 maande betref, word daar in praktyk daarom 'n effektiewe tydperk van die 3 jaar voorsien, aangesien beswaarskrifte waarskynlik deur klasses en streeksynode tot by die volgende algemene synode kan vorder. Ja, so die tyd is daar. Ja. So daar's nie 'n regte verskoning nie. Jy kan nie sê nee, maar ek het nie genoeg tyd gehad om die regte besluite te maak of dit doen of dat nie. Die tyd is definitief genoeg tyd. Dan praat hy susters in die ampt van diaken.
En dis nou 'n interessante ene, want ons praat altyd van diakonesse en daar was voorheen nie eintlik vraagtekens oor diakonesse nie. Maar kyk nou mooi wat skryf hy hier. Hy sê, omdat die diakonie besluitnemingsbevoegdheid het oor sake soos die finansies van die kerk, vervul die diakens onmiskenbare element van leierskap in die kerk, al is dit nie tot dieselfde mate as ouderlinge en predikante nie. Susters kan getrou in die Bybel wees en as diakonesse diens doen, maar nie as deel van die diakonie nie. So kan die diakens en diakonesse onderskei word, elk met sy eie rol invulling volgens die skrif. Soos hy maak nou daar eintlik 'n onderskeid, hy wys daarop uit dat party diakonesse wat deel is van die diakonie neem besluitnemingsbevoegdheid en dis nie aanvaarbaar nie, maar jy kan 'n diakonesse wees as 'n diensbaarheid. Interessante onderskeiding wat hy daar tref. Byna al die buitelandse, kyk nou na hierdie ene, dit is nou interessant. Byna al die buitelandse kerkverbande wat in ekumeniese eenheid by die gereformeerde kerk staan, het by die onlangse synode kommer uitgespreek daaroor dat die GKSA steeds diakonesse in die diakonie aanvaar. In reaksie hierop is aangedui dat die aangeleentheid moontlik weer ondersoek sal word, hoewel geen tasbare planne in hierdie verband bestaan nie. Soos van die ander groeperinge wat hulle stilus bywoon, het ek gesê, maar hulle verteer nog hier op die vlak van diakonesse. Die GKSA se kerkorde bepaal in artikel 38 dat waar 'n plaaslike kerk 'n klein kerkraad het, lede van die diakonie in die vergadering van ouderlinge kan dien. Toe diakonesse jaar gelede in die diakonie binne die GKS aanvaar was 'n voorsien dat hierdie artikel aangepas sou word, maar dit het nooit gebeur nie, terwyl die stryd oor die aanvaarding van susters in die ander ampte voortgeduur het. Daar staan geen sprake van enige aanpassing van hierdie artikel nie. Soos hulle wel blykbaar nie nou torring oor die situasie van die diakonesse nie. Praktykverkondiging. Sommige plaaslike kerke in die GKSA wat openlik die aanvaarding van susters in alle kerklike ampte voorstaan, het reeds geruime tyd uit respek vir die kerkverband die praktyk van bevestiging van susters as ouderlinge gestaak, maar verkondig steeds nie openbaar dat meen susters behoort wel in al die kerklike ampte te dien. Weens die selfstandigheid van die plaaslike kerk, soos dit in die GKSA verstaan word, blyk hier die openbare verkondiging nie onder die loep geneem te word nie, hoewel dit indrys teen die praktyk wat herhaaldelik deur die kerke saam met synode op grond van die skrif verwerp is. As buitestander kan 'n mens wel vra hoe lank sulke openbare verkondiging kan voortduur voordat dit ook weer oorgaan tot praktyk en tot watter mate dit in die GKSA se getuienis van buig voor die gesag van die woord ondermyn. Belangrike punt. Dis my eintlik nou 'n nuwe mooi teologiese begrip hierdie buig voor die gesag van die woord. Dis nogal baie mooi gestel daarin. Dan sê ervaring in Nederland. Een van die GKSA se hegste susterskerkverbande, die Christelike Gereformeerde Kerke in Nederland, CGKN, is in hierdie verband reeds verder op die pad. Ook die CGKN het herhaaldelik op synode duidelike besluite geneem waarin die tydsgees verwerp is. Dis baie mooi, om die tydsgees verwerp, en die bevestiging van susters in die kerklike ampte afgekeer is. By een van die CGKN se synodes is selfs soortgelyke besluite geneem oor die plig om plaaslike kerke wat hiermee voortgaan as buite die kerkverband te verklaar. 'n Beduidende getal middelgrondgemeentes het wel die praktyk verwerp, maar was nie bereid om self ander kerke as buite die kerkverband te verklaar nie. Dit het daartoe gelei dat die jongste synode van die CGKN by implikasie bevind het dat die kerkverband nie meer as eenheid kan funksioneer nie, en dat daar nou planne bestaan vir 2 afsonderlike synodes wat waarskynlik tot afskeiding sal lei. Ja, soos hulle verwag,
in Nederland nie laat daar sal Daar gaan ek nou skeiding kom. skeiding kom, ja. Dan praat hy ervaring in Amerika. Die gereformeerde Presbyteriaanse Kerk van Noord-Amerika, RPCNA, ons het voorheen gepraat oor hierdie RPCNA, en die verskillende gereformeerde kerke in Amerika, handhaaf steeds etlike jare 'n vaste standpunt. Susters dien nie as ouling op predikante nie, maar wel as diakonesse in die diakonie. So is niks ongewoons in gereformeerde kringe laat susters nie as ouling predikante kan dien nie. Ten spyte van beduidende druk van het hegte susterskerkverbande en noemenswaardige druk binne die kerkverband self, bly diakonesse in die diakonie 'n kenmerk van die RPCNA. Hierdie kerkverband staan nie in ekumeniese eenheid by die GKSA nie, maar wel met verskeie ander kerkverbande wat op hulle beurt ekumeniese eenheid by die GKSA handhaaf. Ja, soos 'n mens moet mooi trappie, so daar's word sê heel wat verskillende gereformeerde kerke en party glo dit en party glo dat, en jy moet reg assosieer. Almal het nie dieselfde standaarde nie. Nee, almal buig nie voor die gesag van die skrif nie. Afvaardiging na kerklike vergaderings. Die vraag kan gestel word waarom daar enige risiko bestaan dat synodebesluite nie uitgevoer word nie, aangesien hierdie besluite gesamentlik geneem word. Die antwoord lê daarin dat nie alle plaaslike kerke se ouderlinge direk by die algemene synode verteenwoordig is nie. Aangesien streeksynodes vir praktiese redes kleiner, sogenaamde getrapte afvaardiging stuur. Dit beteken dat selfs oorweldigende meerderheid by algemene synode nie noodwendig 'n soortgelyke meerderheid onder plaaslike kerke veronderstel nie. So daar is baie mense wat miskien nie direk bewus is van al die verskillende dinge wat oor gepraat word en sovoorts. Of hulle steun dit nie, Of hulle steun dit nie, ja. So word hulle afgetrap. Kyk, 'n getrapte afvaardiging, Ja, hy word verminder, né? Hy's getrap. En partykeer trap hulle doelbewus uit diegene wat nie saamstem nie, soos hy sê pas die op. prentjie wat ek kry is dit baie keer is so, oei dan maar, weet, ons is nie bewus van hierdie tipe van goed, maar eintlik is hulle bewus of. Ja. Dan sê hy doppers in naam. Die bynaam dopper word waarskynlik afgelei van die woorde domper of dorper. 'n Domper is 'n instrument waarmee kersstof uitgedoof word en dui simbolies op iemand wat wêreldse verligting uitdoof ten gunste van die lig van die evangelie. Ook dit is interessant, né? Dorper dui weer op iemand wat minder die stedelike invloede, modes en die tydsgees gevorm word, en eerder deur die ewige beginsels van God se woord, soos dit geskiedkundig op die platteland na groter waarde geskat is. Nou ja, daar het jy die mondelike oorspronge. Behoudenis in die GKSA het na hierdie jaar se synode rede tot dankbaarheid dat die kerkverband toenemend getrou gebly het aan hierdie erfenis. Om voor die koning Jesus te buig, sien ons buig voor Christus. Ja, Ons buig nie vir die wêreldse standaarde nie. ja. Soos hy hom in sy woord openbaar, eerder as voor die tydsgees of mode van die dag. Tog is hervorming in hierdie lewe nooit voltooi nie. Soos die ou gesegde lei, hef aan lê nog voor, ook wat susters sowel as broers in die kerklike ampte betref. Ja, hy het 'n mooi oorsig gegee, né? 'n mooi inligting stukkie geskrywe, sodat die mense wat nie dokters is nie kan verstaan wat presies daar aangaan. Hier het ons nou 'n brief van Dominee Stefan de Jager van Jeffreys Bay. En die opskrif is Gesag en Amp. Die Bybelse leer oor orde en amp begin nie in die Nuwe Testament nie, maar in die skepping self. Man en vrou is gelyk geskape na God se beeld, Genesis 1 vers 27, maar onderskei in roeping en verantwoordelikheid. Genesis 2 bevestig hierdie orde. Adam word eerste geskep, ontvang eerste die woord en opdrag, en Eva word as helper geskep wat by hom pas. Hierdie orde is voor sondeval en daarom nie kultureel of tydgebonde nie. Die sondeval skaf dit nie af nie, dit bevestig die noodsaak daarvan.
Wanneer Paulus in 1 Timoteus 2 vers 12 tot 14 verklaar dat hy nie toelaat dat 'n vrou leer of gesag oor 'n man uitoefen nie, is dit nie 'n uitdrukking van plaaslike gebruike nie, maar 'n teologiese afleiding uit die skepingsorde. Paulus motiveer dit uitdruklik met Genesis, want Adam is eerste gemaak. Waar die argument in skepping geanker is, kan dit nie deur kulturele herinterpretasie ontkrag word nie, sonder om die apostoliese gesag self te ondermyn. Die Hebreër skrifgetuienis bevestig dit konsekwent. Vrouens word ryklik deur God gebruik as profetesse, getuies, medewerkers en draers van die belofte, maar nêrens stel God vroue in die leer en regeerampt nie. Interessant, nee? Want ons sien in die Bybel, sien ons dat daar wel vrouens is wat God gebruik as profete. Dit is eintlik baie interessant. Dit is, om 'n profeet te wees is 'n geweldige verantwoordelike posisie, soos daar's nie in die Bybel enige beswaar teen vroue profete nie, en etlike heel wat vroue profete het bestaan. Lyk my dis omdat hulle mismoontlik moet 'n boodskap gee om na te luister, wat ook al, maar dit is nogal veelzeggend daarin. Soos hulle kan as profetesse dien, maar nie as leermeester dominee nie. Ja, gaan dit aan en sê dat die priesterskap in die Ou Testament en die ampte in die Nuwe Testament is nie gebore uit gawes of bekwaamheid nie, maar uit goddelike instelling. En daai is 'n baie belangrike punt. Dit gaan nie oor dat daai persoon kan dit doen, die persoon kan dit nie doen nie, maar oor wat is die struktuur wat God vir ons gegee het. Ja, want jy kry party geweldige bekwame dames, baie bekwamer as jy of ek of ander mans ook, soos hulle het 'n rol te speel daar, maar moet kyk na wat 'n rol hulle moet speel. Christus self bevestig hierdie patroon. Hy eer en verhef vroue, leer hulle en verskyn eerste aan hulle na die opstanding, maar hy kies doelbewus 12 mans as apostels. Dit was nie toegegee aan kultuur nie, maar gehoorsaamheid aan die Vader se wil. Die apostels volg hierdie lyn wanneer hulle die ampte beskryf. 'n ouderling moet die man van een vrou wees, 1 Timoteus 3, Titus 1, dit is normatief en struktureel, nie toevallig nie. Die swygebod staan binne hierdie raamwerk van gesagsvolle leiding en beoordeling. Die skrif is hier konsekwent. Vroue bid en profeteer, 1 Korintiërs 11, maar neem nie die leer en regeerfunksie op hulle nie. Dit is onderskeiding volgens God se orde, nie teenstrydigheid nie. Ons sê dankie vir Dominee Stefan. Ja, is nogal 'n uiteensetting van die basiese skepingsorde vertrekpunt daar. En weer eens my interessant hier so die teksverwysing, nee, 'n ouderling moet die man van een vrou wees. Dit sê nie 'n ouderling moet die vrou van een man wees nie. Net een opset daar so. Ja, baie dankie dat Dominee Stefan hierdie basiese vertrekpunt daar opgehelder. En daar's ook ander tekste wat dieselfde sê vir diakens. Dit sê diaken moet 'n man wees van een vrou, hulle moet nie drink nie, hulle moet hulle huis goed regeer. Verstaan, dus daar is sekere standaarde wat God verwag van mense wat in 'n posisie gestel word vir leierskap. Ja. So die persoon wat in leierskap gaan wees, gaan nie kinders hê wat, jy weet, nie so lekker is nie en so voort, so want hulle moet hulle huis reg regeer. Ja. As hulle nie hulle eie huis regeer nie, hoe kan dit dan verwag word dat hulle iets groter as dit nog, as die kerk kan help lei. So dis 'n belangrike struktuur wat God vir ons gegee het. Ja, jong, nou gaan ons na 'n ander interessante brug, en hierdie kom nou uit die kerkbode uit. Dis nou die amptelike tydskrif van die NG Kerk, nie die Gereformeerde Kerk, die NG Kerk, en hoe hulle dit sien, want dit raak hulle ekumeniese verband met die Gereformeerde Kerk ensovoorts. En as hele paar kommentaar, nou sê hulle GKS hou sy noord op pots, eie gemeentes moet nou konformeer of uit verband tree. Plus verhouding met die NG Kerk is afgeskaal. Ja, ernstig. En dit skryf deur Leroux Koeman, hy is redakteur daar van die kerkbode. En hy sê, die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika sal voortaan alle gemeentes verplig om te konformeer met 'n besluit oor leer- en regeerampte.
lees 'n verklaring oor besluit onderaan. Ons het daar 'n verklaring alreeds mooi gelees daar. Groot implikasies, ja. Die synode besluit het geweldige implikasies vir sekere gemeentes in die GKSA, wat van oortuiging is dat vroue wel in die diens van die ouderling gebruik mag word, het dominee Piet Venter, 'n woordvoerder, gesê. Hierdie gemeente is voor 'n finale keuse geplaas, deur of hulle besluit te herroep, of dan die kerkverband te verlaat, of deur die GKSA buite verband gestel te word. Soos hier gaan nog 'n hele klomp nuusberigte verskyn oor wat. Hier is nie die begin. Die bom het nou net begin bars. Die begin van wat? Ja, dit is die begin van Ja. nee, laat sommige gemeentes meer getrou is aan wat die Bybel sê. Dit is geweldig ingrypend en gaan geweldige spanning en onrus in hierdie gemeentes veroorsaak. Sure. Ja, né? Dr. De Wet Simon, 'n leraar by die Gemeente Kerk Kreersdorp, het in aksie gesê, ons wat die saak, vroue wat as ouderling mag dien, ter wille is hartseer. Ons het gesê verdra ons, maar dit is toe nie so besluit nie. By die gemeente val die klem op gawes, nie op geslag nie, meen Simon. Nou moet ons die kerke teruggaan en vra wat die pad vorentoe is. Ja, kyk, en interessant waar jy die klem op gawes, nie op geslag nie, ander op wat die Bybel sê, die vertrekpunt, skepingsorde ensovoorts. Baie interessante wisselwerking hierso van verskillende implikasies. Die wyeer impak, hoewel die GKSA besluit binne kerkverbande geld, het Prof Tanya van Wyk in 'n reaksieonderhoud op RSG se oggendprogram Op en Wakker gesê, die besluit raak tog ook ander vroue en vrouepredikante buite die bepaalde denominasie. Dit dui op 'n groter sistemiese en 'n sosiale probleem. Met ander woorde, dit raak alle vroue en vrouepredikante wat daagliks op verskeilde en onverskeilde maniere wel as tweede klas mense en lidmate en burgers in die kerk en samelewings gehanteer word, het die teoloog verbonde aan die Universiteit van Pretoria en predikant van die Hervormde Kerk NHKA gesê. Ja, nou dit is nou Dit is 'n tipiese antwoord wat jy sal kry van, ek wil amper sê, die moderne feministiese beweging. Nee, want ek het niks teen die oorspronklike feministiese beweging in die sin van, ja, daar vroue is belangrik en hulle, verstaan jy, hulle het hulle regte en sovoorts, want daar was 'n tyd miskien gewees in sekere kulture, selfs in vandag se kulture, waar byvoorbeeld as jy kyk in die Midde-Ooste, baie van daai plekke waar vrouens mag nie bestuur nie en hulle word baie onderdruk. Jy mag hulle nie raaksel nie, mag hulle hare wys nie, niks nie. Soos daai tipe van goed, so vir my is dit, soos ek verstaan daai gedeelte, maar vandag in die moderne feministiese beweging, dis 'n tipiese antwoord wat jy sal kry van dit, want hulle kan nie insien, en dit is my baie hartseer, wat dit kom van iemand wat 'n Christen is, nie eers te praat van 'n predikant of 'n teoloog nie, is dat God het vir ons 'n struktuur gegee. Ja. En dit begin alles by die familie oom. Ja. So wanneer ons kyk na die familie, sal ons sien daar's 'n man, en daar's 'n vrou, en dan is daar kinders. Ja. Die man het 'n spesifieke rol wat hy speel in die familie. Maar sy rol word aanhoudend afgebreek. Verstaan, en dan die vrou het 'n spesifieke rol wat sy moet speel. En as ons God se struktuur volg, en die rolle speel wat God vir ons gegee het om te speel, dan het ons vrede, ons het geluk, harmonie, ons het eenheid, verstaan, en dit is wat God vir ons wil hê, en dan van daar af, dan sien ons dit in die kerk nou ook weer. So almal het hulle verskillende rolle, dis nie van die een word, byvoorbeeld as ek vat in my familie, die werk wat my vrou doen, ek kan nie daai werk doen nie, al probeer ek. Ek het nou eendag probeer, ek 'n bietjie gesukkel. So my punt is maar net is dat, verstaan, daar is spesifieke rolle, en elke nie een is belangriker as die ander een nie. Ja, maar jy sien, sy sien dit as 'n groter sistemies en 'n sosiale probleem, en dit maak die dames uit tweede klas mense. Dit is nou heel anders slim, hè. Dan gaan hy aan, dominee Piet Venter, 'n predikant van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom, is deur die synode aangewys as voorsitter van die kommissie mediaskakeling
vir hierdie kerkverband wat sedert 1859 bestaan en volgens data op hulle webwerf so wat 236 predikante het. Dis eintlik baie, ek het seker, dit sluit eintlik afgeteerdes in en so voort, maar dit is toch nog baie, ek het nie geweet hulle is so groot nie, né? En nou vra die kerkbode vir dominee Piet Venter, dis nou die kerkbode van die NG Kerk, vra nou vir dominee Piet Venter van die Gemeente Kerk sekere vraag, kerkbode. Wat sou jy sê was die uitstaande punte? Dominee Piet Venter, 2 sake staan uit. Die besluit oor die binding van synode besluite oor die diens van vrou in die ampt, van predikant en ouderling, en 2, die besluit oor die toekoms van teologiese opleiding in die GKSA. Daar is ook 'n besluit oor die verhoudinge tussen die NG Kerk en GKSA geneem. Die afskaling van ekumeniese verhoudinge in en die besluit is met moeite geneem, soos doelbewus geneem, afskaal die verhouding met die NG Kerk daar. Op watter manier help die bogenoemde besluite die GKSA met kerkwees in die Suid-Afrika waarin ons leef? Die besluit oor die binding aan synodebesluite insake die vrou in die diens van predikant en ouderling bring finale duidelikheid met ingrypende gevolge vir sekere gemeentes. Ja, soos nou weet hulle almal presies waar hulle staan, weet presies wat daardie kerkgenootskap glo. Dan vra die kerkbode, was daar hoogtepunte of 'n uitstaan oomblik wat jy sou uitsonder van kerklike perspektief? Dan antwoord dominee Venter, van 'n kerklike perspektief is besluit oor die teologiese opleiding van uiterste impak en belang en het geweldige implikasies vir die opleiding van toekomstige predikante wat gemeentes moet lei en bedien. Ons moes gepraat, die doelleerdes was net so bekommerd oor die opleiding van predikante. Daar is besluit dat die GKSA se teologiese opleiding geskied deur die gereformeerde teologiese akademie, wat in 2020 deur die GKSA opgerig is, as ook deur Bukania Theologische College, en nie meer by die kweekskool by Potchefstroom nie. So dit is 'n groot ding. Die kweekskole het heeltemal te liberaal geraak daar. Watter rol speel vroue in die besluitneming proses by synode? En as jy antwoord geen rol. Alhoewel daar tans vroue as ouderlinge dien in gemeentes, word hulle nie afgevaardig na meerdere vergaderings nie. Ja, so dit is net 'n manlike vergadering en daar gaan reaksie daar wees. Dan gaan ander sê, die kerk het op grond van die skrif, 1 Korintiërs 14 en 1 Timoteus 2, wat ons al reeds gelees het, besluit dat die vrou nie in die leer- en regeerampt kan dien nie. So dit is baie spesifieke ampte, né? 'n tolerante of akkommoderende ruim huisbenadering aanvaar word, waar volgens sommige kerke wel vroue as ouderlinge en predikante kan bevestig, word die waarheid eenkant geskuif. Soos hulle aanvaar nie die ruim huisbenadering van die NG Kerk nie, want dan word die waarheid eenkant geskuif. En kan elkeen doen soos wat hy dink die waarheid is. Nou, hier is my baie belangrike punt. Jy moet nie dink wat jy dink die waarheid is nie. Jy moet gaan lees wat die Bybel sê. En sê so, aan die hand van die skrif. Ja, jy kan self lees, kyk, wat is die waarheid in die skrif? Beide ja en nee sal dan aanvaarbaar wees, leidend uit treksel en uit rapport 2. Ja, jy kan nie, soos die NG Kerk sê, jy kan self besluit. Glo jy in die duivel of glo jy nie? Glo jy in Samboon of glo jy nie? Of wat ook al? Glo jy in 'n gay dominee of nie? Nee, dit is, jy maak daar die mekaar spul daar. Dan was daar 'n minderheidsrapport. Deputate vir studie oor hantering van kerklike binding en nie toepassing van synodebesluite. Dit behels dat daar van eenheid nie meer sprake is nie. En dat die kerk van Christus nie meer deur sy woord gebind is nie, want elkeen kan self daarop besluit. Dit dryf in teen die kenmerke van die ware kerk. Die taal wat hier voorpleit, kom ooreen met die kenmerke van die valse kerk. Meer mag en gesag aan eie besluit
en nie onderwerp. Jy kan nou dink en doen wat jy wil, en dis die valse kerk daarin, volgens hulle. Reaksie vanuit die NG Kerk geleedere. Dominee Jan Libbe, ons het mos al van laasweek van sy brief gelees. Die moderator van die NG Kerk se algemene synode het in reaksie gesê, ons het nog nie amptelik die volledige besluite van die GKS ontvang nie en wag dus dat hulle die deputate vir ekumenie binnelands daarom met ons in verbinding sal tree, soos wat hulle klaarblyklik besluit het om die gesprek met ons voort te sit. Wat ons verneem het, naamlik dat die memorandum vir ons ekumene opgeskort is. Hangende sodanige verdere gesprek is uiteraard vir ons jammer. Ons kom 'n lang en historiese pad met mekaar saam. Daar is vele voorbeelde waar NG en gereformeerde kerke in stede en dorpe met mekaar saamleef en werk. Woord- en sakramentsbediening is wederzijds erken. Dit is nog tog die eerste uitdrukking van familie en ekumene. Nou is daar stellinge in die rapport van hulle deputate oor die NG Kerk gemaak, op grond waarvan hulle die besluit geneem het, waarmee ons nie kan saamstem nie, en dit beslis moet uitpraat met mekaar, eerlik en openhartig. Hulle besluit het ook implikasies vir die voortbestaan en funksionering van die tussenkerklike raad TKR, waarin ons en die GKSA saam met die hervormde kerk dien. Ook dit moet uitgeklaar word. Die dagbestuur van die algemene synode Moderamen vergader aan die einde van die Januarie en sal dit kan amptelik bespreek. En dan gaan ons nog 'n paar nuwe nuusberigte kry daarso, soos hierdie tussenkerklike raad, ja, die toekoms daarvan word bevraagteken in die samewerking tussen die kerke. Dan is daar die opskrif, hoe lees ander? Oor die sogenaamde ruimhuis benadering het Libbe gesê. Ons het in die NG Kerk oor die laaste 2 dekades gekies om selfstandigheid van gemeentes en geloofsonderscheiding in die konteks waarin hulle geroep is om getrou die woord van God te bedien, ernstig te neem en daarvoor ruimte te gee. Om verdraagsaam met mekaar om te gaan. Mekaar nie te dwing nie, ook nie 'n minderheid nie, maar om mekaar eerder te help luister aan die woord soos wat Christus ons deur sy gees daarin lei. Ja, maar partykeer lei 'n gees, dan is dit nie altyd die gees van Christus nie. Dit is die probleem, as jy wegbeweeg van die woord en jy word deur die gees gelei, dan word jy deur een gees gelei en ek word deur 'n ander gees gelei, né? En verstemmigheid help gelowiges in 'n gemeente juis daarmee. Hoe lees ander Christene hierdie teks? Dit geld steeds ons posisie en benadering rondom 'n kwessie soos selfde geslagsverbintenisse. Ja, dit is nou duis aan die amp. Ons het nie aan mekaar ultimatums gestel nie. Ons is saam op weg. God sal ons leer soos wat die tyd vorder en almal is syne. Wat vir my baie uitstaan hierso is die verdraagsaamheid wat ons moet hê. Nou dit my dink dat genade sonder geregtigheid maak God se liefde goedkoop. Ja, cheap grace, dis wat van Engels sê. En die verdraagsaamheid sonder teregwysing maak ook liefde goedkoop. Ja. Verstaan, want ja, ek moet verdraagsaam wees, maar teregwysing is deel daarvan. As ek sien, kan nie verdraagsaam wees teenoor sonde nie. Ja, so as ek sien oom is besig met iets wat jong, dit is 'n probleem, né? Dan moet ek na oom toe kom op 'n mooi manier. Ja, Ek moet oom praat, sê luister hierso oom, ek is oom se broer, ja, né? En ek sien nou hierdie storie gaan nou aan en alles, kom ons praat hieroor, ja, kom ons help hom, né? Ja. Dit is waar die teregwysing inkom en ek kan nie dit net los. Maar ek doen dit met verdraagsaamheid. Ja, ek doen dit met liefde, verstaan? So daar's altyd hand in hand. Dis nie geloof of werke nie. Ja. Dit is geloof en werke. Ja. Dit is genade en is geregtigheid. Ja. Dis verdraagsaamheid en teregwysing. So ons sien al hierdie kante en die een sonder die ander kan nie dit kan nie wees nie. Ja. Want dan bestaan dit nie meer nie. Want dan is dit maar net enigiets kan maar net gaan. Dan is daar nie meer iets soos sonde. Dan is daar meer iets soos reg en verkeerd. Deel sê hierdie onderwerp is 'n gewigtige onderwerp met baie implikasies daarso, baie belangrik. Sure. Jong, as ek kyk na die horlosie, dan die horlosie ons ingehaal, hier is nog 'n stukkie wat volg hierso.
En die titel daar is die verskil tussen die NG Kerk en die Gereformeerde Kerke se benadering tot die toelating van vroue as ouderlinge en predikante. En dis geskryf deur Dr. Bernardi, die voorsitter van die NG Kerk se algemene taakspan vir leer en aktuele sake. En hierdie Dr. Bernardi is reg hier naby ons. Hy is daar by die Suiderstrand gemeente, soos ons hierdie maar oorlaat tot 'n ander keer. En ek sien jy het nog daar 'n baie interessante brug. Ja. Is die Gereformeerde Kerk dan 'n mannekultus? Dis nou een van die gereformeerde dominees wat nou skryf en nou nie gelukkig is hiermee nie. En dan is daar weer 'n antwoord daarop deur Johannes de Villiers. Ons gaan maar hierdie oorlaat. Ek dink ons sal maar die volgende paar weke elke week so 'n berig hieroor lees, want dit is 'n aanhoudende onderwerp wat baie belangrik is. Ons wil nog vir 'n rukkie 'n paar dinge hier oor sien. Ek seker daarvan. Ja. Kykers, mag hierdie bespreking ook aan die dink gesit het, hoe ons meer getrou aan die Bybel kan wees en nie deur die tydsgees daar rondgeswaai kan word nie. As jy aan 'n ruim huis, gemeente behoort, dink maar oor die rol van die Bybel, maar die Bybel moet ons vertrekpunt wees en pas op maar laat ons deur die winde rondgewaai word. Ons sê vir sterkte tot volgende week.